U oë het my ongevormde klomp gesien. In die boek is hulle almal opgeskrywe. Wat is in 'n boek opgeskryf? Jou dae. God se plan vir jou lewe is in 'n boek opgeskryf toe jy nog 'n ongevormde klomp was. Want God dink gedagtes oor jou soos wat enige pa en ma oor sy kinders gedagtes het. So dink God gedagtes oor jou. En hy het gedagtes van vrede en nie van onheil oor jou nie. Nou sê hy, u oë het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Toe niks van jou lewe gebeur het nie. Het jy geweet wat baie van die wonderwerke wat jy in jou lewe sien gebeur, was voordat jy gebore was, reeds in 'n boek opgeskrywe. Daar's van die wonderwerke wat jy nooit sien nie, wat in daardie boek opgeskrywe is. Hoekom sien jy dit nie? Want jy het God nie genoeg geglo daarvoor nie. En ek besluit, ek gaan God glo vir my deurbrake. Het jy geweet daar's mense wat nie deurbrake kry wat geskrywe is nie? Want hulle eenvoudig besluit om God nie te glo daarvoor nie. Daar's mense wat blind in die hemel aankom, maar God het besluit hulle moet sien op aarde. Daar's mense wat arm was op aarde, maar God het in die boek geskryf, daar moet wonderwerke gebeur. En ek besluit, ek wil al God se wonderwerke wat in sy boek vir my lewe geskryf is, wil ek hê. Nou, ek het bo aan die bord vir jou gesê, droom so groot dat dit bestem is om te misluk, as God nie daarin is nie. Bestem om te misluk, as God nie daarin is nie. As jou droom haalbaar is, as jou droom moontlik is, dan wil ek jou vra om asseblief 'n groter droom te kry. Droom 'n droom so groot dat dit bestem is om te misluk as God nie daarin is nie. Want my God is die God van die onmoontlike. My God is the God of the impossible. God doen dinge groter as wat jy kan droom. God wag nie vir jou vermoëns nie. God wag vir jou beskikbaarheid, want hy wil 'n droom deur jou laat gebeur. It's not about your ability, it's about your availability. Hoekom sê hierdie woord van gedagtes? U oë het my ongevormde klomp gesien, in die boek is hulle almal opgeskryf, daar, al jou dae is in 'n boek opgeskryf, daar wat alles bepaal was, toe geen een van daai dae nog daar was nie, was dit alles bepaal. En Psalm, die volgende vers in hierdie Psalmboek sê, hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, hoe geweldig is hulle volle som. Die message sê, I couldn't even begin to count them. God het so baie gedagtes oor jou, dat dis onmoontlik om te begin om hulle te tel. Any more that I could count the sand of the sea. Die Nuwe Lewende Vertaling sê in Engels, they cannot be numbered. Dis al wonderlik om te dink wat God van my en jou dink. Om te dink, hy dink so baie oor jou, dat jy nie sy gedagtes kan tel eens nie. En dan is ons baie kere besig om te sukkel met armoedige gedagtes. Jeremia sê, ek weet watter gedagtes ek in gaande jou koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om aan jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Baie kere is die gedagte wat ons het, 'n gedagte van God. Maar dan sê ons, nee, dis te groot. Dis buitekant my vermoë. Baie kere is daar 'n droom wat jy het, wat nou al vir jare in jou gedagtes is. 'n Besigheidsdroom. 'n welwillendheidsdroom. 'n droom waarin jy miskien vir weeskinders iets wil doen, of geld wil gee vir armes, of vir ouer mense iets wil doen. En jy sê, eendag as my skip inkom, gaan ek dit doen. Vriend, moenie wag vir jou skip nie, begin nou om dit te doen. Want soos wat jy beweeg, sal God vir jou beweeg. Soos wat jy die een tree gee, sal God die volgende tree gee. God wag net vir jou beskikbaarheid. Not your ability, your availability. Hy wag vir 'n man wat beweeg. God soek nie 'n man wat sit nie. God does not move with sitters. He shake with shakers. And he move with movers. En ek wil jou vra om hierdie jaar jou droom te vat en te begin om hom te lewe, om hom te realiseer, deur net te doen wat jy kan. Nie wat jy nie kan doen nie. God is in elk geval nie van jou moontlikheid afhanklik nie. Jy sê baie kere as ons drome wil uitlewe wat ons kan doen, dan gaan dit juis misluk.
Want jy sien, God wou die vyand verslaan het in die dae van Gideon, en toe sien hy Gideon se weermag is te groot. Jy ken mos die storie. As jy die storie ken, waai so vir my, dat ek net tuis kan voel. Onthou jy, Gideon se weermag was te groot geweest. Daar was duisende mense in Gideon se weermag. En God sê, hulle is te veel. Want God het geweet, wanneer as daar 'n wonderwerk gebeur, gaan hulle sê, ons was goed, ons was sterk. Ek kan dit ruiterlik hier voor julle almal sê, niks wat ek iewers kon bereik het, of sou bereik het, of moontlik bereik het, was van my krag gewees nie. Niks. As dit was, dan kon ek gebrek het, maar dit was nie. En God wil iets deur jou doen wat so groot is, dat almal sal weet, dis nie deur jou krag nie, dis nie deur jou vermoë nie, dis nie jy wat dit gedoen het nie. God wil iets so groots doen, dat almal sal sê, God is die God van daardie man, van daardie vrou. As daar nog mense is wat vandag iets te sê het, as daar nog mense is wat iets te sê het, mag God so groot deur jou beweeg in hierdie jaar, dat hulle hand op hulle mond sal sit en sê, waarlik, nou moet ek erken, dit is God wat dit deur hierdie man gedoen het. En hy dun die weermag van Gideon uit, sodat daar net 300 soldate oorbly. Net 300 teen 'n magtige weermag. Want wat sal vir God onmoontlik wees? Wat sal vir hom te wonderbaar wees? Niks nie. Niks is vir God onmoontlik nie. God dink gedagtes oor jou, as jy hom maar net durf vertrou. En ek het besluit om hierdie jaar 'n eerste tree te gee in my geloof, in my vertroue vir die Here. Om 'n eerste tree te gee. Elke dag moet 'n eerste tree wees. Elke saak moet 'n eerste tree hê. Wil jy nie ook 'n tree gee hierdie jaar in 'n ding wat onmoontlik is nie? Moenie langer wag nie, my suster. Dit lyk onmoontlik, by God sal geen ding onmoontlik wees nie, maar jy moet daardie tree gee. Jy moet daardie eerste tree gee. Die Bybel sê dit so in Kolossense, dink God dinge. En ek wil jou regtig aanmoedig, moenie jou oë in hierdie jaar op finansies sit nie. Moenie jou oë sit op tydelike goeders nie. Tydelike goed vergaan. Moenie jou oë op 'n uittreepakket sit nie. Men, as jy klaar uitgetree, dan is dit ook verby. En daar is niks verkeerd met tydelike goed nie. God seën ons met tydelike goed, maar moenie dat jou hart daarop wees nie. My hart was my lewe lank. En ek dank God daarvoor, op die hoër dinge. Ek dank hom daarvoor. Maar wanneer jy die hoër dinge soek, sal God ook die laer dinge vir jou gee. As jy God se dinge soek, sal God ook jou dinge vir jou gee. As jy jou oë op die hemelse rig, sal God ook die aardse vir jou gee. En daarom sê die Bybel, as jy saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Bedink die dinge daarbo, soek eerste jou geestelike groei, soek eerste die koninkryk se dinge. Wat sê die Bybel in Matteus 6? Julle weet ons wat soek, sê hy daar, soek eerste die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Hy sê, as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God, en dan bedink die dinge wat daarbo is. En ek het 'n bietjie gewonder oor hierdie vers. Wat is die dinge wat ek daarbo moet bedink? God se drome vir my en jou lewe. God droom van jou dat jy daai ouete huis moet begin. Hy droom dat jy daai boek moet skryf. Hy droom van daai besigheidsventure wat jy wil doen, want jy wil 'n kerk vir die Here bou, of jy wil nuwe matte vir die kerk insit, of jy wil vir 'n weeshuis geld gaan gee. God se droom is daardie droom vir jou lewe. Soos begin daaroor te dink, bedink die dinge daarbo, nie die dinge wat op die aarde is nie. Hierdie aardse dinge sê swaar kry, hierdie aardse dinge sê politieke geweld, hierdie aardse dinge sê een land wat 'n ander land inval, van drug trafficking en mensehandel en dwelmsmokkelary. Hierdie aardse, maar sit jou dinge op die dinge daarbo en jy gaan 'n verandering bring. God gaan jou gebruik om mense wat in dwelms verslaaf is vry te kry. God gaan jou gebruik om mensehandel te stop.
God gaan jou gebruik om vir senior burgers se heenkome te gee. God gaan jou hand gebruik om vir iemand wat arm is, iets in sy hand te stop, want iewers gaan God mense vir jou weer stuur om dinge in jou hand te stop. Bedink die dinge daarbo en nie wat op die aarde is nie. Hierdie vers in Matteus 6 vers 19 sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak. Jou hart moenie wees op die dinge hier op die aarde. Moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel nie. Ja, God gee vir ons die aardse dinge. Daarvan is baie van ons getuienis. God gee vir ons die aardse dinge. Dank die Here daarvoor. God gee vir jou daai ingeboude kaste wat jy jou lewe lank begeer het. Dank die Here daarvoor. God gee vir jou daardie stoepie waarop jy jou lewe lank wou gesit het met die verandaatjie. Dank die Here daarvoor, maar moenie dit soek nie. Soek die dinge daarbo. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel nie. Waar is jou skat? Moenie laat hierdie goed jou skat wees nie. As jy dit jaag, gaan jy jaloers wees, want God gaan ander mense seën. As jy hierdie aardse goed jaag, gaan jy jaloers wees, want God gaan dit vir iemand gee wat die hemelse soek. Soek die dinge daarbo, nie wat op die aarde is. Jy moet nie vir jou skatte hier bymekaar maak. Jou ware skat moet jy bymekaar maak deur gebed, deur te saai in die koninkryk. Jou ware skat maak jy bymekaar deur vir Jesus te werk. Dis skatte. Moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel nie. Ek gee vir jou 'n boodskap vir 2026 waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie. Vriend, as jy hier uitboek, en ek weet nie op wat se jaartal gaan jy uitboek nie. Ek weet nie of dit hierdie jaar, volgende jaar is. Elke jaar is daar geliefdes aan wie ons afskeid neem. Elke jaar. Want mense is bestem om eenmaal te sterwe. Maar vriend, as jy sterwe, dan gaan jou pensioen na iemand anders toe, as hy nie verval nie. En daai karretjie wat jy so blink gepolish het, gaan na iemand anders toe. En ek wil amper sê 80% van al die huise in Mamasbury gaan oor 50 jaar aan iemand anders behoort. Van die mense wat hulle nou het is oor 50 jaar miskien nie meer hier nie. 80% van hierdie huise gaan nie meer aan die mense van hierdie dorp behoort nie, wat nou hier is nie. Vriend, en dan jy dit bymekaar gemaak, jy het gesweet, jy het gevloek, jy het geskel, jy het moeg geraak, jy was moedeloos oor die grasperkie wat nie gesny is nie. Gebruik die knieë, broer, gebruik die kniesalf, kom ons bid meer, kom ons evangeliseer meer, kom ons saai in die koninkryk, want daardie skat, as jy hier uitboek, is hy vir ewig geldig. Daar in die hemel gaan ons sien wie het vir Jesus gewerk. Hierso doen ons dit in die geheim, in die skadies, waar niemand sien nie, agter die gordyne werk baie vir die Here. Niemand weet wat jy daar doen nie, maar daar sal dit in die openbaar wees. God sal vir jou 'n kroon gee, wat niemand kan wegvat nie. En almal sal groot spyt hê, baie sal groot spyt hê en sê, het ek nie maar nie, het ek nie maar meer vir Jesus gedoen nie, het ek nie maar meer vir hom gewerk nie. My lese vir hierdie jaar wat ek vir jou wil voorhou is, kom ons werk vir Jesus terwyl die skadies daal. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie. Dis vir ewig daai skat. Waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, sal jou hart wees. Ek het dit oor en oor gesien. Mense sukkel om hulle hart by die koninkryks dinge te kry, want hulle skat is nie daar nie. Iemand wat lief is vir visvang, koop vir hom duur visstokke. En daar sy skat by die viswaters. Hy wil heeldag by die viswater sit. Jammer vir die vissermanne hier, ek het nog nie daai stokperdjie op het, jammer, nog nie daai ene aangeleer, ek sal nog saam met ou papie boot uitgaan. Maar sy skat is nie by die boot, hy gaan nie elke dag op sy boot uit op die viswaters nie. Sy skat is eerder by die koninkryk. Hy het gesê op 'n Sondag wil ek by die koninkryksdinge wees. Hy het gesê ek gaan nie op 'n Sondag visvang nie. Ek wil by die kerk wees. Want dis waar sy skat is, sy boot is nie sy skat nie. As niks verkeerd met 'n huis, en met 'n belegging, en met 'n jaar vol met die mooiste, wat is die goed, daffodille, en lelies, en plante nie. Is 'n mooi tuin nie beautiful nie? Ek love 'n mooi tuin. As niks verkeerd daarmee nie, maar moenie laat dit jou skat word. Hoe kry jy jou skat reg? Belê in die koninkryk.
met jou tyd, met jou finansies, belê in die koninkryk met gebede. En dan sal jy agterkom, maar jou skat het nou geskuiwe. En nou is jou hart ook daar. Waar jou skat is, sal jou hart wees. Wees versigtig wat jy dink. En ek sê dit rondom jou droom, moenie dink dis onmoontlik nie. As jy jou droom gaan senteer om die hemel, as jy dit gaan sentreer om die dinge van God, as jy gaan sê, Here, ek gaan dit doen, dis onmoontlik om dit te doen, maar ek gaan hierdie droom uitleef, want dis in die boek van my geskrywe, dan kan jy maar weet, jy kan daardie dinge bedink. Moenie defeat dink nie, moenie verloor dink nie, moenie moedeloosheid bedink nie. As moedeloosheid by jou wil kom kuier, jaag dit weg. Want negativiteit gaan die jaar by jou wil kom kuier, maar moenie laat dit langer as 5,5 sekonde in jou kop kuier nie. Want jou kop is nie 'n gratis losiesplek vir die duiwel se gedagtes nie. My kop sal die dinge daarbo bedink, die onmoontlike dinge, die wonderwerke. My kop sal dink hoe ek en jy op siekes die hande lê en hulle word gesond. My kop sal dink oor die Bybelskool wat ek hierso in ons gemeente aanbied, en wat is hierso wat groot word. My kop sal dink aan siele wat tot bekering kom. My kop sal dink aan God genees nog. Bedink die dinge daarbo en sien hoe hy dit deur jou gaan doen. My kop sal dink oor hoe kinders die Here dien, hoe familie tot bekering kom. My kop gaan hierdie jaar dink dat ek gaan verander. I will not be the same kind of person anymore. Ek gaan God se hoofwerkstuk in my lewe wees om te verander. Ek gaan verander. Sê Here, ek gaan verander. Ek gaan nie so bly soos ek is nie. As daar 'n grimmigheidjie in my lewe is, ek gaan dit aflê in hierdie jaar. Ek gaan 'n beter man vir my vrou word. Ek gaan 'n beter pastoor vir my gemeente word. Ek gaan 'n beter sendeling word, 'n beter prediker, 'n beter evangelis, 'n beter bidder. Ek gaan verander, Here. Dankie dat U my op die werksblok van U hande het. 2026 is die jaar van groot drome. En ek gaan nie my drome begrawe nie. Ek gaan hulle uithaal. Ek gaan hulle afpolish. Ek gaan hulle dalk in 'n boek gaan skrywe. Ek gaan dalk prentjies uitknip en dit op 'n plakkaat gaan plak. Ek gaan dalk, as ek 'n mens sien wat voor 'n groot stadion staan, en dis my droom dalk, as dit jou droom is, dan knip jy daai ou se kop af en dan sit jy jou kop op daai foto. Dan plak jy dit in 'n boek. Dan sê Here, ek sien. Of as jy sien jy het 'n groot beieboerdery, dan knip jy 'n beieboerdery uit en jy sit jou prentjie bo op daai beieboerdery. As jy sien jy het 'n trokbesigheid wat jy vir die Here wil vervoer en kos vir armes wil gee, dan plak jy daai trokbesigheid in 'n boek en jy sit jou prentjie daarop en jy sit jou naam daarop en jy begin te droom daaroor. Droom groot. Droom groot. As jou droom so klein is dat dit niemand beïndruk nie, vra God vir 'n ander droom. Sê Here, hierdie droom is dalk nie van U af nie. Droom so groot dat dit bestem is om te misluk. En God gaan in hierdie jaar deur jou lewe werk. Wie van u is gereed om te laat gaan? Om te sê, Here, hierdie drome, ek gaan dit in die grond insaai deur daaraan te dink, maar ek gaan my swak drome laat gaan en ek gaan u heel drome ontvang. Is jy gereed daarvoor? Kom ons staan saam in hierdie huis. Ek wil jou vra om as teken dat jy jou hande oopmaak en te sê, Here, hierdie armoedige drome, ek laat gaan, dit as teken dat jy jou hande so sal oopmaak en sê, Here, ek laat val die arm drome weg, die negativiteit. Is jou hande so oop? En ek gaan 'n seën oor elke droom uitspreek vir 2026, maar terwyl jou hande oop is, kan jy mos nou ontvang. Jou hande is mos nou in 'n posisie om te ontvang. Kom ons begin te bid terwyl jy so staan. Here, ons laat gaan elke negatiewe gedagte. Ons laat gaan hierdie gedagtes dat God nie 'n wonderwerk kan doen nie, want by God sal geen ding onmoontlik wees nie. Ons laat gaan hierdie gedagtes wat sê ek is te dom, of ek is te arm, of ek is te dit of te dat of te die of te daai, ek laat gaan dit. Ek sê wat God sê, hy het gedagtes wat they cannot be numbered.
Hulle kan nie getel word die so min as wat ek die sand van die see kan tel, so min kan ek God se gedagtes vir my tel. Ek laat gaan hierdie negatiewe mentaliteit vandag terwyl my hande oop is. Ek maak my hart saam met my hande wyd oop en ek sê, Here, ek laat gaan elke negatiewe leende gees. Mense was hierdie jaar dalk op jou jaloers. They ain't seen nothing yet. They ain't seen nothing yet. Hulle het nog niks gesien nie. Daar gaan nog meer kom. Daar gaan nog meer kom. That's the sign of His blessing upon your life. As dit teken van sy voorsiening op jou lewe. They ain't seen nothing yet. Hallelujah. As jy nie deur hierdie stormie kan gaan nie, hoe kan jy die groot goed hanteer? Kom hier, maar hierdie jaar gaan hulle hand op hulle mond slaan en sê, waarlik, God is met hierdie mens. Waarlik, God is met hierdie mens. As jou hande oop, hou jou hande so oop. Here, ek seën elkeen in hierdie plek om te ontvang 'n woord in die nag van die drome, gedagtes vir hulle. Ek sien Kutala Barabahandia mense om hulle tentpenne wyd in te slaan. Ek sien mense om meer te dink aan die dinge daarbo en te weet dat daar 'n spyker deur die arms was, deur die polste van Jesus, sodat ons geseën kan wees met alle geestelike seëninge in die hemel Christus. Ek gaan vra dat jy so bly staan. Ek wil as seën oor jou lees Jesaja 54. Maak die plek van jou tent wyd. Met ander woorde, drome 'n bietjie groter. Maak voorsiening vir God om te beweeg. Maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentkonings oopspan. Verhinder dit nie, maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Ander maak jou tent 'n bietjie groter. Span jou gedagtes 'n bietjie breër, meer, there's more. Maar onthou om jou skatte in die hemel te kry. Moenie vir aarde vir die hemel, né? Want jy sal regs en links uitbreek. Is tyd vir uitbreek. PPK Mamas Marie, is tyd vir uitbreek. Herlewingsentrum is tyd vir uitbreek. Halleluja! Bethesda gemeente, dis tyd vir uitbreek. Is tyd vir uitbreek. Gaan groter of gaan huis toe. Ek sê ons gaan groot. Sê jy ook ek gaan groot? Ek gaan groot vir Jesus. Jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. Wees nie bevrees nie. Come on, wees nie bevrees nie. Want jy sal nie beskaam staan nie en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie. Maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet. Ja, jy sal vergeet van toe jy jonk was en die skades, en die armoede, die gebrek, die tekorte. Jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie. Want jou maker is jou man. Die Here van die leerskare is sy naam. Die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Ek seën dan elkeen in hierdie plek. En terwyl jou hande oop is om dit te ontvang, wil ek jou vra om eerstens net te sê, dankie Here. Dankie Jesus. Ek droom groot. Go big or go home. Ek sê go big, go big. Go big. Wie sê saam my go big? We go big, go big, go big. Halleluja, ga groot. Kom aan, hou jou hande so in die lug, sê dit hardop, sê go big. Sê vir die een langs jou, terwyl jou hande in die lug is, sê go big. Sê ga groot. In Jesus naam. Het jy hierdie woord ontvang? Kom ons gee hom 'n lofoffer in hierdie huis. Halleluja. Halleluja. Ons gaan nou 'n lied saam sing oor jou lewensjaar, oor 2026, oor jou drome. 'n Baie ou bekende ou liedjie, o die bloed van Jesus.
Ons gaan dit sing oor hierdie huis, oor jou lewe, oor jou kinders en oor jou familie. O, die bloed van Jesus. Ek seën jou vir 2026 in die naam van die Here. Klaar oor jou deurbrake. Ek seën jou in die naam van Jesus. Goedheid en guns oor jou lewe. Jou kinders kom tot bekering. Jy droom weer groot in Jesus naam. Ek weet dit is in jou hart om hierdie gemeente te ondersteun. Ek seën jou ook daarvoor. Ek stuur graag ons bankbesonderhede op die kommensie liewerster en God seën jou tot volgende keer. Bye.